Dink hulle is meer tuis op 'n preekstoel as in die kerk. Dis lekker om kinders ook by ons te hê, nie waar nie, né? Môre broeders en susters. Jy is baie welkom vanoggend hier. Ons sê ook vir diegene wat deur die internet deel het aan hierdie ontmoeting met die Here baie welkom. En ons gebed is dat dit ook vir u tot groot seën sal wees. Nou hier voor sit so 'n blou groep, dis ons koningskinders. Ek gaan nou vir u dalk net so bietjie meer sê vir die van u wat nie presies weet waaroor koningskinders gaan nie, maar ons wil vir hulle sê julle is baie welkom hier by ons. Ons is regtig lief vir julle. En ons kamp lekker, né? Né? Ja, is goed. Goed, die kollekte vanoggend onder die erediens is vir die diakonale kas en by die deure is dit vir die instandhouding van die erediens. Ons wil graag vanoggend die blomme hier voorgee vir Gwen en Fanie Du Plessis, bloot om vir hulle te sê ons is lief vir hulle. Hulle raak ook ouer en ons gee met groot liefde hierdie blomme vir hulle. En dan, broeders en susters, wat ons meelewing betref, ons het nou net gehoor dat Laurens Leroux, dit is die vriend van Jenny Gerber, net nou vanoggend in die hospitaal opgeneem is in Kuilsrivier. Blykbaar ophou asemhaal. Kom ons dink ook aan hom en aan Jenny in hierdie baie moeilike oomblikke. En dan is John Arendse, nou hy is die bestuurder van ons gemeente se 3 voorskoolse klasse in Goliath Estate. Hy is ook in Tygerberg Hospitaal opgeneem, blykbaar vanweë suikerprobleme, en ons vra ook u voorbinding vir hom. Vanoggend na die diens drink ons lekker tee en het jy hulle vra as daar 'n klompie vrywilligers kom help net gou-gou om tee te skink. En dan herinner ons u weer aan daardie boksies wat by die deure uitgedeel is vir die Bybelverspreiding in Tsaad. U is welkom om vandag dit terug te bring, natuurlik met u bydrae daarin. En as jy dalk nog nie gekry het nie, kom vra gerus, dan gee ons dit weer vir u. Dalk net iets oor die koningskinders wat vanoggend hier is. Van u mag nie heeltemal op hoogte wees nie. Dis die 17de jaar wat ons met hulle kamp. Ons het Vrydag begin, ons maak Dinsdag klaar. En ons is so dankbaar dat ons dit vir 17 jaar al kon volhou. Maar na hierdie kamp is daar deur die loop van die jaar 4 ander byeenkomste op Saterdag waarin ons hierdie selfde groep kinders weer hier by die kerk bymekaar kry of op 'n ander plek en daardeur bou ons verhoudinge. En as 'n kind deel word van koningskinders, dan bly hy sy hele laerskool tyd bly hy deel van koningskinders. Dis u sal verstaan dat hierdie groepleiers 'n besonderse band met hierdie kinders het. En ons is ook baie dankbaar vir elkeen van die groepleiers se insette. Elke groepleier het 3 tot 4 kinders op die kamp. Dus ek kan verstaan, dit is 'n voltydse werk, maar hulle doen dit met groot liefde. Dit net so ter agtergrond. Kom ons begin hierdie ontmoeting met die Here en ons sing Psalm 16 vers 1, 2 en 3. Dit is op bladsy 65 vir die wat op die internet ingeskakel is. Psalm 16 vers 1, 2 en 3.
Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Dit is ons hartsbelydenis, broeders en susters, as ons so by mekaar is. En kyk nou hoe die Here u seën. Genade, barmhartigheid en vrede. En dit kom van God ons Vader. En dit kom van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is lied 203. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 3 en jy moet net opmerk dat ons dit sing in beurtsang. Dit word vir u aangetoon op die skerm. Psalm lied 203 vers 1, 2 en 3. Kom ons bely nou saam ons Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Maar op die derde dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit op hierdie oomblik aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons broeders en susters is burgers van God se koninkryk. Ons Here, ons hoof, is ons Here Jesus Christus.
En kom ons luister net weer vanoggend na hoe lyk die lewe van koninkryksburgers? Ons Here Jesus het dit pragtig vir ons beskryf. Kom ons hoor dit aan in groot openheid en dan toets ons onsself ook opnuut weer daaraan. Ek lees vir ons uit Matteus 5. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Kom ons sing ook hieroor en hiervan uit Skrifruiming 11:4, vers 1, 2 en 3. Skrifruiming 11:4. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om op hierdie pragtige dag wat U vir ons gee, hier by mekaar te kan wees. En dit omdat U ons geroep het, omdat U ons getrek het hiernatoe. Omdat U diep in ons hart daardie verlange, daardie behoefte gegee het om net by U tot rus te kan kom. Om op 'n dag soos hierdie mekaar in die oë te kan kyk, saam te kan wees. Wat 'n ongelooflike voorreg, Here, dat ons saam met al U ander kinders
so by mekaar kan wees. En dankie dat ons mag weet, ons is vir U nie nommers nie. U ken ons elkeen by die naam. Het ons op die naam geroep, het gesê, jy's myne. Dankie Here dat ons mag weet, U het ons lief. Dankie dat ons mag weet, dat U vir ons sal sorg, in alle omstandighede van ons lewe. Ons dankie dat U ons sondes vergewe, en dat ons in ons Here Jesus Christus werklik in 'n oop, nuwe verhouding met U kan leef. En ons wil bid dat ons iets van hierdie wonderlike wat U in ons lewe bewerk het, dat ons iets daarvan ook vandag in hierdie erediens mag belewe. Mag ons met blydskap vervul wees. Mag ons, ook as ons met mekaar praat, vol vreugde en dankbaarheid wees, omdat ons net saam U kinders kan wees. Ons dankie dat ons vandag ook ons koningskinders hier by ons kan hê. Here, hulle is vir ons baie spesiaal, soos vir U. Ons is vir hulle lief. En dankie vir al hulle liefde wat ons ontvang, so baie. Dankie dat U vir ons 'n wonderlike kamp saam met hulle moontlik maak. Dat U vir ons so 'n wonderlike tyd saam gee. Ons weet dit kom van U af en ons wil vra dat U ook verder met hulle sal wees, met elkeen van die groepleiers. Mag ons aan die einde van elke dag, maar ook na hierdie kamp, elkeen net nader aan U gegroei het. Vader, ons wil bid vir geliefdes in ons gemeente wat op hierdie oomblik ernstig siek is. Ons harte gaan na hulle toe uit en ons wil werklik bid dat U daar teenwoordig sal wees. Dat U daar ook wonderlike beterskap sal gee. So wil ons mekaar aan U opdra. U ken ons elkeen. U weet wat elkeen se behoefte is. U ken ons nood. U ken ons vreugdes. U ken ons stryd. Sorg tog vir ons, Here, soos wat U dit alleen kan doen. Dankie dat ons nou U woord kan oopmaak. Ons bely, Here, U woord is die lig op ons pad, die lamp vir ons voet. En ons gaan daarna luister met oorgawe, met 'n honger om ook vanoggend te hoor wat U vir ons wil sê. Dit bid ons om Christus ontwil. Amen. Arne? Arne, kan jy net oorskakel? Is hy? Goed. Ons gaan vanoggend, broeders en susters, 2 gedeeltes saam lees uit die woord van die Here. Dit is 2 baie kort gedeeltes. Maar kom ek sê vir u vooraf, dit handel oor Sebulon. Nou u sal onthou dat Jakob 12 seuns gehad het en Sebulon was een van hulle. En nou gaan ons lees hoe Jakob vir Sebulon geseën het en daarna gaan ons hoor ook wat Moses oor Sebulon gesê het.
net voor die einde van sy eie lewe. Kom ons lees eers een vers saam uit Genesis 49. Genesis 49, ons lees vers 13. Dis nou Jakob wat hier besig is om elkeen van sy seuns te seën. En as hy by Sebulon kom, dan sê Jakob, Sebulon woon by die strand waar skepe is. Sy oë is op Sidon gerig. Dis al. Ek gaan nou meer daaroor vir u sê. Sebulon woon by die strand waar skepe is, sy oë is op Sidon gerig. En dan lees ons ook uit Deuteronomium 33. Hier is Moses aan die woord, hy praat ook oor Sebulon. Ons lees vers 18 en vers 19. Oor Sebulon het Moses gesê, jy moet bly wees Sebulon as jy op pad gaan. Isaskar, jy moet bly wees as jy by die huis bly. Hulle twee nooi volke na die berg toe en offer daar die offers wat voorgeskryf is. Hulle twee geniet die oorvloed uit die see, die skatte wat deur die sand bedek is. Ons lees tot sover. Moses ook oor Sebulon. Liewe broeders en susters en kinders, weet jy, ons raak baie maklik ontevrede oor die ou plekkie wat die Here vir ons in hierdie lewe gee. Ons raak so maklik ontevrede oor waar ek bly. Of dalk ontevrede oor my werksplek. Of ek raak ontevrede oor die ou plekkie wat ek maar by die skool het, tussen my vriende. Ek raak maklik ontevrede ook oor die plekkie wat die Here vir jou in ons breë samelewing gee. As 'n mens kyk na dit wat ander mense ontvang, of as 'n mens kyk na die posisies wat ander mense in hierdie lewe en in hierdie samelewing het, dan kan 'n mens so maklik afgeskeep voel. Dan kan jy maklik diep binne in jou, kom ons sê, ontevrede wees. Ontevrede met die plekkie wat die Here vir jou gee, daar waar jy woon. Ek dink werklik dat die Here ons vandag wil help om op 'n nuwe manier te kyk na daardie ou plekkie wat die Here vir ons in hierdie lewe gee. Dat hy ons met nuwe oë wil laat kyk na my plekkie in ons samelewing, in ons huis, by die skool ensovoorts. Nou broeders en susters, ek het vir julle gesê, Jakob is besig om sy 12 seuns te seën. Nou voordat hy by Sebulon gekom het, het hy al 'n seën uitgespreek oor van sy ander seuns. Ek dink Sebulon en sy broer se ore moes getuit het, nadat hulle van die mooi dinge gehoor het, wat Jakob byvoorbeeld oor Juda gesê het. En 'n mens kan verwag dat hulle angstig was, en dat Sebulon self ook angstig was om te hoor, watter seën gaan hy ontvang van Jakob, sy pa?
Maar kyk nou. Sebulon ontvang net 'n adres van sy pa. Net 'n adres. Kom ons sê 'n woonplek, 'n plekkie. Dis al wat Sebulon ontvang. Jakob sê Sebulon woon by die strand. By die strand waar skepe is. Sy oë is op Sidon gerig. Dis al. Dink jy nie ook dalk dat Sebulon dalk afgeskeep sou gevoel het nie? Ek dink so. Juda het 'n wonderlike seun ontvang en hy, Sebulon, hier word maar net gesê waar hy gaan bly. Maar weet jy, as 'n mens nou na die boek Josua toe gaan, né? En jy gaan kyk 'n bietjie waar Sebulon en sy nageslag, waar hulle gewoon het in die beloofde land. Dan kry 'n mens as ware nog 'n verdere skok. Weet jy, menslik gesproke, het Sebulon die swakste deel ontvang in die beloofde land. Ek sê menslik gesproke, die heel swakste, die slegste deel van die land. Sien mooi kyk daar na die pyltjie in die sirkel. Sebulon se plekkie waar hy woon en gaan werk, is daar verdoor in die noorde van die beloofde land. Maar wat dit nou nog so erg maak is mense het op daardie gebied neergesien. Die stukkie grond waar hy kan gaan bly, is deur die ander Israeliete amper beskou as die agterbuurt van hulle land. Sebulon se plekkie daar in die beloofde land was nie so rooskleurig nie. Aan die een kant lê hy vasgedruk deur die Middellandse See, die Middellandse See, en aan die ander kant die See van Galilea. Intussen die See van Galilea en Middellandse See, daar lê maar sy ou plekkie in die beloofde land. Kyk 'n mens bietjie verder na hierdie plekkie wat hy van die Here ontvang. Dan kom 'n mens baie vinnig agter, dit was harde, droë, onvrugbare woestynwêreld. Daarby saam het hy nie sekerlik die bure ontvang waarop hy gehoop het nie. Sy bure was heidene. Dit was die heidene van Fenisië. Dis sy plekkie. Weet jy, daar is destyds regtig neergesien op hierdie gebied van Sebulon. In die gewone taal van elke dag het die Israeliete baie keer geweldig neerhalend gepraat van hierdie gebied of daardie gebied van Sebulon. Hulle het nie veel daarvan gedink nie. Nou, as jy dit vanoggend hoor, dink jy miskien aan jou eie lewe. En dan mag jy lus voel om te sê,
Ja. Dis ook die plekkie wat ek in hierdie lewe ontvang het. Jy mag vanoggend diep uit jou hart sê, kyk waar bly ek. Of jy kan vanoggend sê, kyk waarin bly ek. Jy mag vanoggend sê, kyk maar my ou plekkie by die skool, ek is nie belangrik nie, ek is nie in tel nie. Jy mag sê, maar ek word nooit as 'n leier of 'n klaskaptein gekies in my skool nie. Ek is nie gewild soos ander kinders nie, hierdie belangrike ander kinders nie. Jy mag sê, ja, so Sibilon. Alles by my is maar gewoon. Nie vreeslik opspraakwekkend nie. Alles is by my maar gemiddeld. En dan mag 'n mens selfs wonder, maar hoe kan die lewe so onregverdig wees? Kyk wat ander het. Kyk wat ander ontvang. Weet jy, broeders en susters en kinders, as ons dalk vanoggend so dink. Ek dink dan rig die Here deur Sibilon, en ek gaan dit nou vir u probeer verduidelik. Dan rig hy deur Sibilon en wat hy in en met Sibilon gedoen het. Dan rig die Here aan ons 'n enorme uitdaging. En wat is daardie uitdaging wat die Here aan ons rig? Kom ek probeer dit so verwoord, dat die Here vir ons sê, aanvaar daardie plekkie wat ek vir jou in die lewe gee. Want is my plekkie vir jou. Aanvaar daardie plekkie. En weet, ek het 'n groot doel met jou. Ek het 'n baie groot doel met jou. Op daai spesifieke ou plekkie wat ek vir jou gee, by die skool of in die samelewing, waar ook al. Weet jy, broeders en susters, Sibilon het nie dik mond op daardie plekkie gaan woon wat hulle in die beloofde land ontvang het nie. Hulle was gewillig om daar te gaan woon. Hulle was selfs entoesiasties om daar te gaan woon, om dit bloot omdat dit God se genadeplekkie vir hulle was. Omdat God hulle daar geplaas het. Omdat dit God se plekkie vir hulle as stam was. Weet jy, as God vir jou 'n plekkie in die lewe gee, en dit gaan ons nou sien, dan sorg hy ook vir jou. As God vir jou 'n plekkie in hierdie lewe gee, dan wil hy ook iets met jou bereik, wil hy iets saam met jou doen. Wil hy met jou 'n groot doel bereik, daar waar jy uit jou plaas, daar waar jy bly, daar waar jy woon, daar waar jy leer elke dag. Weet jy, vir Sibilon, toe hulle daar gaan woon het op die plekkie wat die Here vir hulle gegee het. Toe hulle by hierdie, kom ons noem dit hierdie minderwaardige adres gaan bly het. Weet jy, toe die Here, want dit was die Here se plekkie vir hulle. Toe die Here op 'n ongelooflike, wonderlike wyse vir hulle gesorg. Kyk 'n bietjie hierna. Ek het nou vir u gesê, Sibilon het gebly tussen die See van Galilea en aan die ander kant die Middellandse See.
Hulle het nie lekker landbougrond gehad waarop hulle koring kon gaan plant en al daardie dinge nie. Nee, hulle was vasgevang tussen die see van Galilea en die Middellandse See en intussen is dit woestyngebied. Hulle kon spreekwoordelik nie die see gaan ploeg om vir hulle inkomste te genereer nie. Maar weet jy wat het die Here gedoen? Die Here het eintlik die see vir hulle gaan ploeg met sy winde. En wat het gebeur? Die Here het as ware die skatte van die see na hulle toe aangeswem laat kom. Sebulon en sy mense kon net hulle nette uitgooi oor die waters. En die Here het vir hulle vis gegee. Vis by die hope. En so die Here op daai ou plekkie vir hulle gaan sorg. Vis om van te leef, vis om mee handel te dryf, noem dit maar op. Onder daardie droë, onvrugbare woestyngrond het Sebulon en die mense allerhande edelstene gaan ontdek. En nou weet jy, daarmee kon hulle handel dryf. Ek lees in die week dat hulle selfs die vermoë aangeleer het om met daardie sand glas te vervaardig. Sien jy wat gebeur op hierdie plekkie wat deur Israel as afskeepplek gesien is? Sebulon en sy mense het by hulle bure gaan leer oor skepe. Hulle het by hulle gaan leer hoe om op die see te vaar. En so het Sebulon en sy mense begin om seereise aan te pak. Het hulle kontak begin optel met ander volkere. Deur hierdie seereise het hulle naderhand 'n hele netwerk opgebou van kontakte, eintlik in die hele destydse wêreld. Hulle begin handel dryf. Ek lees ook dat hulle van die slakke in die sand begin het om purper te vervaardig. En dit kon hulle verkoop aan die ander volkere. Purper, daarmee is koningsklere gemaak. Kan jy iets sien van hoe God sorg op wonderbaarlike maniere? Hoe God sorg vir sy kinders op daai ou plekkie wat hy vir jou in hierdie lewe gee. Weet jy broeders en susters, as ons oë maar oop is om dit raak te sien, om raak te sien hoe die Here vir my sorg, hoe die Here op 'n plekkie in hierdie lewe en dalk in baie moeilike omstandighede, hoe hy deure oopmaak, hoe hy vir my sorg, elke liewe dag. Kyk net, wat het hy vir Sebulon gedoen? Weet jy, Sebulon en sy mense, wat hierdie agterplaas plekkie in die beloofde land gekry het later groot vissers geword, groot handelaars. En deur die Here se genade en die Here se sorg aan hulle, het hulle skatryk mense geword. Skatryk. En dit in daardie ou afskeepplekkie. Het jy ons lees dat toe Dawid later in Jerusalem tot koning gesalf is,
dat die mense van Sebulon in Jerusalem aankom met baie kos, met baie vee, dat hulle daar aankom met geweldige groot offers. Hulle kom daar uit die noorde, maar hulle kon dit bekostig om in Jerusalem te kom, en dan kom hulle in Jerusalem aan, ryklik geseën deur die Here. In Hizkia se tyd lees ons byvoorbeeld toe die Paasfees in Jerusalem gehou is, dat Sebulon en sy mense van die noorde afgekom het in groot getalle. Hulle kom neem deel aan die Paasfees. Hulle is daar. Want hulle kon dit bekostig om daar deur uit die noorde af te reis na Jerusalem toe. Maar weet jy, God het ook 'n wonderlike plan gehad met Sebulon en sy mense. Ek het nou vir julle gesê, deur al hulle handelsreise het hulle geweldig baie kontakte opgebou in die destydse wêreld. Hoekom? Hoekom het die Here dit laat gebeur in hulle lewe? Hoekom het Sebulon ook al daardie kontakte gaan benut? Omdat hulle deur daardie kontakte, broers en susters, ook die ander volkere wou laat weet van die genade en die liefde van hulle God. Hierdie Sebulon het met al hierdie deure wat die Here vir hulle oopgemaak het, geweldige baie kontakte gehad om vir mense te vertel van hoe groot en goed die Here hulle God is. En daarom sê Moses so mooi van Sebulon, hy sê Sebulon het die volke na Jerusalem toe gebring, het hulle na die berg van die Here toe geroep. Kan jy sien dat hierdie ou agterplaas plekkie in werklikheid die lanseerplatform word vir die uitdra van die evangelie? Die jare later is die heerlike evangelie van Jesus Christus se sterwe en sy opstanding op hierdie netwerkpaaie van Sebulon die wêreld ingestuur. Want so wou die Here hulle gebruik op hulle plekkie, op die plekkie wat hy vir hulle gegee het. God doen groot dinge, broers en susters, hy doen groot dinge met wat vir ons baie keer onbelangrik lyk. Hy doen groot dinge met wat vir ons baie keer so swak lyk. Israel het op Sebulon neergesien. Maar God het 'n magtige groot plan met hulle gehad. Kom ek wys vir u ook die volgende, en dit my verstom laat staan. Om te kan sien die plan van die Here met Sebulon. Die land van Sebulon, wat word hy later? Hy word later die gebied van Galilea, waarvan ons so baie in die Nuwe Testament lees. En watter dorp is daar in Galilea, baie bekende dorp? Die dorpie Nasaret. Hy het by 'n klokkie. Die plek waar ons Here Jesus Christus groot geword het. Sebulon se gebied. In Sebulon lê die plekkie Kana. Onthou jy, dis waar die eerste wonderwerk plaasgevind het, op die bruilof te Kana.
Daar op die see van Galilea. Dink net hoeveel bedieningswerk ons Here Jesus daar en rondom die see van Galilea gedoen het. Dis op hierdie see dat die wonderlike visvangs plaasvind na die opstanding van ons Here Jesus Christus. En wat doen die Here hier? Dis die plek daar by die see van Galilea wat hy 2 van sy disippels roep, Simon en Andreas, volg my. En dan maak hy van hierdie vissermanne, maak hy daar vissers van mense. Dis wat alles gebeur op Zebulon se plekkie. Die Here doen groot dinge met sy kinders op die plekkie waar hulle stel. En weet jy broeders en susters, so sou ons kon aangaan. Maar ek dink wat ek graag vanoggend vir u wil deurgee, daar's baie ander, maar ek dink dis die belangrikste. Kyk tog met nuwe oë na die plekkie wat die Here vir jou in hierdie lewe gee. Kyk tog met nuwe oë na die plekkie waar jy woon. Na jou plekkie in jou huis of by die skool. Kyk bietjie met nuwe oë na die plekkie wat die Here jou gee in ons hele samelewing. Dis God se plekkie vir jou. God plaas jou daar. Kom ons hou op kla oor ons plekkie in die lewe. Kom ons hou op om afgeskeep te voel. Hou op om dalk minderwaardig te voel oor waar ek bly, waar ek werk, waar ek skool gaan, waar die Here my plaas. Sê vir jouself, dis God se plekkie vir my. Dis God se plek vir my, waar hy vir my wil sorg, waar hy my wil gebruik. Ek sê, kyk met nuwe oë na jou plekkie. En vra die Here, Here, maak my oë oop om te sien hoe U vir my sorg. Want ons kyk dit dikwels so maklik mis. Dat ons vir die Here sê, Here, maak my oë oop om te kan sien hoe U my op my ou plekkie, hoe U my wil gebruik. Hoe U my wil gebruik in U koninkryk. Vra elke dag vir jouself die vraag af. Watter verskil kan die Here met my maak, hier waar ek woon, van die skool waar ek is, waar ek ook al is? Watter voorbeeld kan ek stel in my huis en waar ek lewe? Vra vir jouself elke dag die vraag af. Hoe wil die Here my gebruik? Sodat ander ook die Here kan leer ken? Dalk my pa of my ma, of my boetie of sussie. Maar vra vir jouself daar die vraag af. Hoe wil die Here my gebruik op daai plekkie wat hy vir my gee en waar hy vir my sorg?
jou adres, jou plekkie, wat die Here vir jou gee, is vir hom baie belangrik. Kyk, hoe hy daar vir jou sorg. En kyk, hoe hy jou daar wil gebruik, want jy is vir hom ongelooflik belangrik. Jy het gesien wat hy in en met Sebulon gedoen het. Die Here gebruik dinge wat vir my en jou eenvoudig is. Gebruik hy om groot dinge in sy koninkryk te doen. Amen. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, U gee vir elkeen van ons 'n eie plekkie om te woon, om te leef, om ons dinge te doen. Dankie dat ons mag weet dat dit U plekkie vir ons is. Dat U ons daar wil versorg en wil gebruik in U koninkryk. Ons het gesien hoe wonderlik U vir Sebulon gesorg het. Hoe fantasties U hulle gebruik het. Watter groot doel U ook met hulle in hierdie lewe gehad het. Ons weet U het ook 'n doel met ons lewe. Dankie dat ons nie te onbelangrik vir U is. U wil ons gebruik. Of ons al oud is, of ons jonk is, of ons pa of ma of kinders is. U wil ons gebruik in U koninkryk, in ons skool, in ons land, daai plekkie waar U ons geplaas het. En daarom vra ons Here, help ons om elke dag te kan sien hoe U vir ons omgee en vir ons sorg. Laat ons dit nie miskyk nie. Maak ons oë oop, Here, om te sien hoe U ons wil gebruik. By die huis, tussen ons maats, by die skool, in hierdie land. Gee vir ons U Gees. Dat ons dit sal kan raak sien, dat ons ook met groot vreugde U sal dien op daardie plekkie wat U vir ons gee. Dankie Here dat ons by U maar net kind kan wees. Eenvoudig, klein kind. Dat ons mag weet, U verrig wondere. U verrig wondere in en deur die lewens van U kinders. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou, broeders en susters, en nou moet u net mooi luister. Ons gaan nou die kollekte inneem, maar net voor die kollekte gaan ons eers saam met hierdie kinders die koningskinderslied sing. Ons diakens kan dan maar begin opneem terwyl ons dit sing. En ons gaan dit so reël dat hulle die eerste vers gaan sing van die koningskinderslied. Dis 'n lied wat ons almal baie na in die hart lê, en as hulle klaar is met die eerste vers, dan sing ons saam met hulle ook vers 2 en vers 3. Dus ons gaan nou vir die kinders vra, kom staan lekker hier voor. Bart gaan 'n inleiding gee, hy het dit met hulle geoefen op die kamp. Dan sing hulle die eerste vers van die koningskinderslied en direk daarna sing een ek saam met hulle ook vers 2 en vers 3 en die diakens kan rustig ons kollekte opneem.
Kom ons sing saam, broeders en susters, uit Psalm 116. Dis op bladsy 569. Psalm 116 vers 1, 4 en 10. God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. 1, 4, 10, 116. Oh
Ontvang nou, broeders en susters, die seën van die Here vir jou ook op daardie plek, daai adres wat die Here vir jou in hierdie lewe gee. Kyk hoe die Here u seën en dan antwoord ons daarop as ons amen uit Psalm 68. Ons sal dit vir jou op die skerm wys. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here, hoor dit kinders van die Here, sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.